Die solidariteit toer na Amerika is nou verby. En dit was 'n ongelooflike opwindende toer, baie dinge wat gebeur het. En ek het vir Jaco Kleinhans hierso op die lyn en ek gaan vir Jaco vra om vir ons so 'n bietjie agter die skerms inligting te gee, meer as wat net in die media gesien word. So Jaco, dis lekker om jou weer te sien. Ons het gereeld so gepraat langs die pad en ons het baie van julle gelees. So ons sal so 'n bietjie net 'n oorsig kry van julle toer. Dit het afgeskop daar in Michigan by die Republikeinse konferensie. En miskien kan jy vir ons so ietsie daaroor sê en as jy ietsie agter die skerms kan sê wat daar gebeur het, nog te beter. Ja, dankie Dirk. Soos jy kan sien hier agter my, dis besig om herfs te raak in Amerika. So dis 'n interessante tyd want dis ook 'n tyd van politieke seisoensverwisseling. Dis nie net die bome se blare wat verander nie. Hier is 'n politieke seisoen besig om te verander in Amerika. Mens voel dit aan, mens ervaar dit. En dit het nie net te maak met Amerika se binnelandse beleid nie, maar ook met Amerika se buitelandse beleid. En julle het waarskynlik almal dit dopgehou en ek het dit ervaar hier vanaf Amerika, die Amerikaanse buitelandse beleid rondom 'n hele klomp kwessies. Die Trump-administrasie wat dinge in 'n sekere rigtings wil stuur, né? Die oorlog daar in die Midde-Ooste, die oorlog in Oekraïne, 'n hele klomp van hierdie dinge. En mense voel amper 'n dringendheid om buitelandse kwessies te hanteer en af te handel en in 'n rigting te stuur in hierdie noem dit dan maar seisoensverandering in globale politiek. En Suid-Afrika is deel daarvan. En ek wil vir jou sê oorsigtelik vir my was die afgelope 3 weke se besoek aan Amerika presies dit. En mense het ervaar hier is 'n seisoensverandering in Amerika se globale politiek, sy buitelandse politiek. Baie lande verander, dis hulle ingesteldheid, hulle werk anders met die Amerikaners. En ek dink die groot vraag wat nog onbeantwoord is daardie vraag oor Suid-Afrika en of Suid-Afrika enigsins daarin slaag om presies dit te doen. Maar goed, ons is nie die Suid-Afrikaanse regering nie, ons is Solidariteit. En Solidariteit staan Dirk in 'n fantastiese unieke posisie. Soos jy sê, ons het afgeskop 3 weke gelede in Michigan, daar in die noorde teen die grens met Kanada, by 'n uitsonderlike konferensie, die Republikeinse Leierskapskonferensie, 'n 2-jaarlikse konferensie wat reeds vir byna 60 jaar aangebied word, elke tweede jaar, en waaroor gepraat word eintlik hoofsaaklik dan oor binnelandse beleidskwessies. So jy het al hierdie sprekers, ek het gepraat by 'n konferensie om jou idee te gee waar Christine Noem, die minister van Binnelandse Veiligheid gepraat het, waar senatore gepraat het, waar lede van die Huis van Verteenwoordigers, 12 van hulle sprekers was, en dit is solidariteit, en dis die Afrikaner wat genooi word eintlik om te kom praat by so 'n konferensie. Dit is wat dit ongelooflik maak. Daar word gevra vir die Afrikaner kom stel julle saak by hierdie beleidskonferensie, omdat die huidige Amerikaanse regering die Afrikaner en dan Solidariteit as 'n verteenwoordigende liggaam as sentraal sien in hulle buitelandse beleid. So ja, dit was 'n wonderlike geleentheid om daardie konferensie by te woon en net te besef wat 'n vensterperiode ons tans het, 'n vensterperiode van ongelooflike geleentheid in ons verhouding met Amerika. Ja, kom van daar af is julle Washington toe en julle het spesifiek met die Withuis gepraat. Bietjie agtergrond daaroor. Ja, lekker goeie vergaderings gehad met die Departement van Buitelandse Sake, met die Withuis, verskeie verteenwoordigers in die Huis van Verteenwoordigers, ook lede van die Kongres, iemand soos John James, wat 'n lid van die Huis van Verteenwoordigers is. Hy het 3 jaar gelede daardie heel eerste wetsontwerp geskryf om te vra vir 'n hersiening van die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. So hy het eintlik die inisiatief geneem. Hy is lid van die Buitelandse Sake Komitee. So ons het regtig lede van die Kongres ontmoet, ook Tom Barrett wat 'n lid is van die internasionale handelskomitee. International Trade Committee noem hulle dit. Baie belangrike lede van die Kongres wat ons ontmoet het. En dan 'n baie belangrike vergadering by die Withuis, want uiteindelik Dirk sal die Withuis baie bepalend wees, né? Daar's nou tans hierdie wetsontwerpe in die Amerikaanse Kongres, dit word bespreek, dit gaan deur prosesse, maar die besluit oor 'n handelsooreenkoms
of uitsluitings van tariewe, enigiets daaromtrent word deur die Withuis geneem. Daai finale besluit is by die Withuis en wat 'n fantastiese ontvangs wat ons by die Withuis gekry het. Ek dink Solidariteit word gesien as 'n vriendskaplike organisasie, 'n organisasie wat in 'n vriendskapsverhouding met die Withuis staan. En dis my pragtig, dis my baie mooi. Ek wil sê dat die Withuis sowel as ander departemente in Washington is uitgesproke daaroor dat ons baie goeie data lewer, dat ons verslae die afgelope maande uiters indrukwekkend is, dat hulle kan staatmaak op inligting oor byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse ekonomie, inligting oor handel tussen Suid-Afrika en Amerika, die gevolge van die tariewe, hoe dit inspel op die ekonomie, maar dan natuurlik ook oor al die ander politieke kwessies, dat ons verslae, ons data, ons bereidwilligheid om te antwoord op versoeke vir inligting, dat dit regtig waardeer word. Want die teenoorgestelde kan gesê word van die regering, daar's oor die algemeen in Washington 'n frustrasie met Suid-Afrika se diplomatieke diens. Die feit dat Suid-Afrika nog nie 'n ambassadeur aangewys het in Washington nie, dis nou al 7 maande wat daar geen ambassadeur is nie. Daar's min diplomatieke personeel in die ambassade. Daar word verskillende afvaardigings gestuur deur die regering, Dirk, maar hulle praat nie uit dieselfde mond nie, né? Ons sien dit ook maar eintlik in die media, die verskillende boodskappe en syne wat gestuur word. Ek dink Solidariteit is 'n standvastige, 'n geloofwaardige, 'n betroubare vernoot in die vind van 'n oplossing vir al hierdie geskille, en ek dink ons voorstelle wat ons gemaak het in die Withuis is baie positief ontvang en aanvaar, en mense is baie positief daaroor. Ja, ons het daai handelsraamwerk ingedien by die Withuis en met hulle dit bespreek is natuurlik 'n handelsraamwerk wat ons opgestel het wat ook aan president Ramaphosa gestuur is. Hy het dit geïgnoreer. Die Trump-administrasie het gesê hulle sal luister. En daarom het ons in die vreemde situasie gesit dat ons nie 'n keuse gehad het om teen ons eie regering 'n dispuut te verklaar nie, wat by Netlek aangehoor gaan word nie, so terloops, dit word die 21ste Oktober aangehoor by Netlek, maar terwyl ons dispuut is met ons eie regering, sê die Amerikaanse regering, hulle sal ons luister en hulle praat met ons. Maar daardie selfde week, Jaco, was daar ook 'n redaksionele artikel in een van die groot mediahuise van Suid-Afrika, en hulle het gesê, maar wie is ons om so toe te gaan? Ons is tog nie 'n politieke party nie, ons kan nie namens Suid-Afrika optree nie, ons is nie verkies nie. Wat was jou reaksie daarop? Ja, dit is natuurlik 'n totale valse beeld wat geskep word. Nou, dit is of uit onkunde, totale onkunde oor internasionale skakeling en verhoudinge, of is blootsmoedswillig, en eintlik maar 'n poging om Solidariteit se rol die afgelope 2 dekades in verhoudinge met Amerika te probeer wegkolf, jy weet, en dit te probeer onderspeel. Internasionale verhoudinge, internasionale skakeling is nie iets waarop regerings 'n monopolie het nie. Daar bestaan nie so iets nie. Daar is hier in Washington, ek is op hierdie stadium terwyl ons gesels nog hier in Washington, is daar afvaardigings van meer as 100 lande wat hier besig is om te onderhandel oor kwessies. En nou praat ek nie van regerings nie. Ek praat nou van byvoorbeeld daar's 'n groep, interessant genoeg wat ek gesien het, wat hierdie week hier vergaderings in Washington het, 'n minderheidsgemeenskap uit Iran, die Assyriërs. Hulle het tans 'n afvaardiging hier. Daar is groepe uit Kameroen, hulle het interessant met my geskakel. Ons gaan, kan ek maar dalk sê aan ons luisteraars, ons gaan toenemend meer skakel ook met ander gemeenskappe en ook minderhede uit Afrika lande. Daar is van die minderheidsgemeenskap in Kameroen tans 'n afvaardiging hier in die VSA om met die Amerikaanse regering te skakel. En dit gebeur al vir jare en vir dekades, en groepe van uit verskillende politieke, etniese, kulturele, maar ook ekonomiese agtergronde, né? Vat nou maar in Suid-Afrika, die hoeveelheid afvaardigings wat verskillende ekonomiese sektore die afgelope maande na Amerika gestuur het. Die sitrusbedryf, die pekaneetbedryf, die avokadobedryf, die motorvervaardigingsbedryf, die tekstielbedryf. Hulle het almal afvaardigings die afgelope paar maande hier in Amerika gehad. En niemand het gesê maar hulle het nie mandaat om dit te doen nie. So Solidariteit het die volste reg om in Amerika te kom skakel. Maar ek dink belangriker nog,
bloot net as die feit dat ons 'n reg het en dat ons dit al vir meer as 20 jaar doen, Dirk, en dat ons al verhoudinge het vir meer as 20 jaar met mense in Washington, is dat ons word ook uitgenooi. Ons is hier omdat ons uitgenooi is. Die Amerikaanse regering in sy breë vorm, breë terme, sien solidariteit as 'n vriend, as 'n vennoot. So ons word uitgenooi na konferensies toe, na vergaderings hier. Daar word gevra dat ons moet kom praat en 'n saak moet kom stel, want daar is ook 'n kommer in Washington oor die gevolge van die 30% tariewe. Daar's 'n diepe bewustheid dat die 30% invoertariewe tans baie skade berokken in Suid-Afrika. En dan moet 'n alternatiewe gekyk word en ek dink die alternatiewe wat die regering op die tafel sit is op hierdie stadium nie goed genoeg nie. Jaco, van daar af toe ry jy en Werner natuurlik ook van die Solidariteit beweging en hy het ook namens AfriForum opgetree daar, onder andere die Malema dossier oorhandig. Julle klim toe in die kar en julle ry al die pad af Texas toe. En by Texas aangekom, moes jy toe redelik vinnig weer teruggaan Washington toe. Nou, iets wat in daardie tyd ook gebeur het, is natuurlik minister Lamola wat ons aangeval het. Hy het gesê ons is anti-demokraties en dat hy verwerp dit waarmee ons besig is. En jy's toe terug Withuis toe en die Withuis het spesifiek ook met jou gepraat oor hierdie soort van opmerkings van Lamola en hulle het ook verdere inligting en toeligting gevra op handelsraamwerk. Ja, interessant, Dirk, op 'n laat Sondagmiddag 4:30 'n skielike ontmoeting weer gehad in die Withuis. Weereens baie sterk fokus op die uitstekende voorstelle wat Solidariteit maak vir alternatiewe tot die tariewe. Ons het daaroor gesels, maar dan ook hierdie verstommende verskynsel dat 'n minister soos minister Lamola ons op sosiale media aanval. Minister Parkstall wat dieselfde doen. Die Withuis kan eintlik nie verstaan en eintlik ek wil eintlik maar so ver gaan om te sê die Trump-administrasie kan eintlik nie verstaan hoekom die Suid-Afrikaanse regering nie ons probeer betrek by die vind van 'n oplossing nie. Jy weet dit maak eintlik nie as jy koud klinies daarna kyk sin nie. Vanuit ons perspektief weet ons natuurlik en verstaan ons hoekom die Suid-Afrikaanse regering ons nie wil nader nie, want hulle is arrogant. Hulle is magsbehep, maar heeltemal magsbehep. Hulle dryf is dat hulle niemand anders te wil toelaat om 'n invloed op hierdie proses te hê nie. Die regering sal met die Amerikaners praat en 'n oplossing vind, maar op een of ander stadium sal hulle nou maar hulle trots in die sak moet steek en besef dat 'n oplossing gevind kan word, want ek het weer met daardie tweede afspraak by die Withuis bevestiging gekry dat daar 'n diepe wil is om 'n oplossing te vind. Daar's 'n bereidwilligheid om 'n handelsooreenkoms met Suid-Afrika te sluit, 'n gunstige, 'n goeie handelsooreenkoms om baie toegewings te maak, maar ja, dit is eintlik vir die Amerikaners hier in die regering verstommend dat ons hand van vriendskap weggeklap word. Ek dink wat dan belangrik raak, en ek dink dit is hoekom Solidariteit tans 'n kernbelangrike rol speel. Dan kom jy wel op die punt om te sê dat die moontlikheid ontstaan dat daar nie binnekort 'n handelsooreenkoms gesluit gaan word nie. Daar's 'n kans dat hier nie binnekort 'n handelsooreenkoms gaan wees nie en dan moet tussentydse maatreëls getref word. Nou moet ons sê maar goed, Solidariteit is nie 'n regering nie. Solidariteit kan nie 'n handelsooreenkoms sluit nie, maar Solidariteit kan wel met die Amerikaanse regering praat oor tussentydse maatreëls. En daar is wonderlike voorstelle. Ons versoek of ons voorstel vir 'n uitvoerende bevel om tariewe tydelik te verlaag vir sekere bedrywe soos landbou en motorvervaardiging en ander. Daar's voorstelle om sekere bedrywe te ondersteun met sekere hulppakkette. Daar word ernstig tans daarna gekyk. Daar's 'n hele aantal voorstelle op die tafel. Dit is opwindend. In daardie proses word Solidariteit gesien as 'n vennoot van die Amerikaanse regering. En ek dink die reaksie van minister Lamola en ander in die regering laat hulle ongelukkig slegter lyk. Ek dink nie hulle besef dit dalk nie, maar hulle is die mense wat oorkom as arrogant, hardkoppig, hardnekkig en mense wat werklik waar nie in belang van alle Suid-Afrikaners optree nie. Ja, Jaco, behalwe dit was Suid-Afrika natuurlik ook in die FSA, die Suid-Afrikaanse regering spesifiek by die VN in New York. En die verwagting was geskep gewees dat daar 'n handelsooreenkoms moontlik gesluit kan word, wat natuurlik nie gebeur het nie. Daar's ook gesê dat
president Trump en Ramaphosa gaan mekaar ontmoet en dit het ook nie gebeur nie. Die teendeel het gebeur. President Ramaphosa het by die VN-vergadering kritiek uitgespreek op president Trump en eintlik hom subtiel aangeval. En dit het ons geen sin gedoen nie. Dit is asof die Suid-Afrikaanse regering alles moontlik doen om 'n handelsooreenkoms te keer. Nou ook in daardie tydperk het die waarnemende minister van polisie natuurlik ook bevestig dat die klagtes van hoogverraad teen ons as prioriteit nog steeds hanteer word, dat daardie ondersoeke nog aan die gang is. Dis nou spesifiek teen die leierskap ek, jy, Flip en Kali. En dit alles skep plaas Suid-Afrika eintlik in 'n al slegter lig tot so 'n mate dat ons begin syne optel dat daar selfs 'n hoër tarief gehef kan word op Suid-Afrika as 'n tipe strafmaatreël. En ons tree altyd in om te keer dat dit nie gebeur nie, maar Suid-Afrika maak dit eintlik vir ons ongelooflik moeilik. In die lig daarvan het ons toe ook 'n skrywe gestuur aan president Ramaphosa, waarin ons hierdie feite vir hom deurgestuur en die erns daarvan oorgedra het. Natuurlik het ons nog geen reaksie gekry nie. Jaco, jy's toe terug Texas toe, en wat het toe in Texas gebeur? Ja, baie opwindend. Texas natuurlik 'n baie belangrike staat vir Suid-Afrika, maar ook vir Afrikaners. Dit is 'n gunsteling bestemming vir Afrikaners. Daar's baie handel wat plaasvind. Texas raak regtig 'n ekonomiese krag in Amerika, die tweede grootste ekonomie na Kalifornië, maar natuurlik ook 'n baie vinnig groeiende ekonomie, terwyl 'n deelstaat soos Kalifornië eintlik maar stagneer, oorgereguleer is, hoë belasting het. Is Texas 'n deelstaat wat meer konservatief is, baie sterk is op lae belasting, vrye handel, en daar's baie sterk handel tussen Suid-Afrika en Texas, maar ook baie beleggings uit die sakesektor in Texas, uit stede soos Dallas, Fort Worth, Houston, en die hoofstad Austin. En daar's 'n geweldige belangstelling in Suid-Afrika en in die Afrikaner. En ek wil dalk net so 'n tree teruggee weer om net die opmerking te maak oor hoe die beeld en die persepsies van Amerikaners in 'n baie kort periode verander het. Ek onthou nog verlede jaar November, toe ek ook hier in Amerika was, en jy ry ook so duisende myle deur Amerika, en jy stop by vulstasies of jy kom by restaurante of waar, en mense weet eintlik bitter min van Suid-Afrika en waarskynlik niks van die Afrikaner nie. En dit het totaal en al verander. Vanjaar is dit duidelik nou, jy kan op enige plek in Amerika stop en elke laaste Amerikaner, die Uber-bestuurder hier in Washington wat van Turkse afkoms is, sy eerste vraag aan my is, word daar steeds boere vermoor in Suid-Afrika? Mense is besorg, mense verstaan daar's ernstige probleme in Suid-Afrika, daar's groot dinge wat fout is. So daar is 'n algemene kennis nou in die VSA onder die hele Amerikaanse bevolking oor die uitdagings in Suid-Afrika, maar in besonder die uitdagings vir Afrikaners as 'n minderheid. En dit skep natuurlik 'n reuse geleentheid. So Texas in besonder so, en my ervaring was, ons het geweldig baie geleenthede bygewoon wat vir ons georganiseer is. Ontbytgesprekke by politieke aktiviste van die noorde tot die suide. Politieke vergaderings in Austin. Ons het vergader met lede van die Texas wetgewer wat werk aan 'n soort van resolusie wat binnekort ingedien sal word by die regerings, die wetgewer in Austin, wat ook homself uitspreek oor dinge in Suid-Afrika, maar ook die posisie van die Afrikaner, baie mooi geleentheid. En daar skielik 'n diepe besef dat Suid-Afrika is by 'n kantelpunt. Dit is waaroor die ouens hierso praat. Hulle besef baie duidelik dat Suid-Afrika se regering is besig om in die verkeerde rigting te beweeg, al hoe nader geopolities in die rigting van China en Rusland en Iran. En dit moet teengewerk word deur Amerika, en dan natuurlik die posisie van minderhede en in besonder van Afrikaners, waaroor daar diepe sorg is en dat Amerikaners meer moet doen om in te tree. So ja, die besoek aan Texas was weer eens fantasties. Ons netwerk tans is omvattend. Jy weet, dit is van reuse sakelei in Dallas met wie ons 'n middagete gehad het, tot politieke aktiviste
en van Little Elm in die noorde tot Austin in die sentrale gebiede, Sakelei in Houston. Ja, 'n wye reeks van mense met wie ons kon skakel en ek dink Solidariteit se netwerk in Amerika is sterker as ooit tevore, ooit in die verlede, maar ek dink ook Solidariteit is tans by uitstek die burgerlike organisasie in Suid-Afrika en die hele Solidariteit beweging natuurlik, wat die grootste netwerk van vriende en bande in Amerika het. So ja, dit was 'n opwindende paar dae in Texas. Jaco, toe is julle weer terug Washington toe om nog enkele lede van die Kongres te sien, net baie dit gegaan. Ja, uitstekend. Baie sterk gefokus op die wetsontwerp wat natuurlik ingedien is, wat in die Huis van Verteenwoordigers reeds deur die Buitelandse Sake Komitee goedgekeur is. Dis 'n wetsontwerp wat vra vir 'n hersiening in die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. Dit verwys spesifiek na Afrikaners en dat daar gepraat moet word oor Afrikaners se regte en posisie in Suid-Afrika en daar word daar voorstelle gemaak om sanksies in te stel teen mense wat ernstige politici wat ernstige korrupsie gepleeg het in Suid-Afrika. Nou daardie wetsontwerp sal nou deur die hele Huis van Verteenwoordigers oorgestem moet word, hopelik voor die einde van die jaar. Dan moet dit na die Senaat gaan. So ja, ons het ontmoet met die mense wat daaroor die finale besluite neem. So dit was 'n baie interessante en positiewe ontmoeting, maar dan ook uitgevind oor die proses van die Amerikaanse ambassadeur. En ek kan miskien op hierdie potsending bekend maak en dis nog glad nie bekende nuus nie, maar die Brent Bozell wat Amerika in Suid-Afrika sal wees, sal binne die volgende paar dae voor die Buitelandse Sake Komitee verskyn en dan sal daar oor 2 weke van nou af, dis die week van die 20ste Oktober, sal daar dan in die Senaat gestem word. So ons mag moontlik sien dat laat November of so, dat die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika sal aankom. Dis baie goeie nuus. Solidariteit, die hele Solidariteit beweging gaan natuurlik ons goeie bande met Amerika versterk ook wanneer daar 'n Amerikaanse ambassadeur in Pretoria sal wees. En toe julle laaste skop, Jaco? Ja, dis die hele pad terug na Michigan. En dit is omdat ons ook baie goeie vriende in Michigan se wetgewer het. Nou ek kan sê mense kan dalk nou dit vreemd vind, die ding van Amerika is dis 'n groot land. Daar's 50 deelstate. Jy kan nie in al 50 deelstate gaan skakel nie, né? Dis onmoontlik om al 50 state te besoek. Wat ons strategie by Solidariteit is om stelselmatig in al hoe meer deelstate in hulle wetgewers goeie verhoudinge te begin smee. En ons het sover 3 state waar ons dit al redelik ver gevorder is. Dit is Texas, South Carolina en Michigan. Die plan is om dit uit te rol na nog deelstate. Oklahoma sal waarskynlik 'n volgende ene wees en dan enkele anderes in die volgende jaar of 2, maar Michigan ook 'n deelstaat wat ekonomies sterk is, wat groot is en waar ons lankal vriende het. En daar het ons goeie bande met verskillende lede van die wetgewer in die hoofstad Lansing, lede van hulle Huis van Verteenwoordigers en Senaat, en hulle werk ook in Michigan aan 'n resolusie wat dan nou binnekort goedgekeur sal word in die Michigan Huis van Verteenwoordigers, 'n wonderlike resolusie wat sy steun toesê aan solidariteit aan die Afrikaner, wat vra vir diepe samewerking. Ek is baie opgewonde oor dit, dat ons regtig waar nie net nasionaal gaan kyk nie, né? Want nasionale politiek in Amerika is 'n ding wat altyd aan die verander is en dit gaan deur sy seisoene en fases. Maar wat Solidariteit besig is om te doen, is regtig om hierdie diepe verhoudinge in verskillende deelstate te begin vestig, sodat dit uiteindelik vir ons mense voordele kan hê. Dirk, soos die aankondiging wat jy verlede week gemaak het, wat baie belangrik is dat ons in al hierdie deelstate werksgeleenthede vir ons mense wil vind, maar sonder dat mense hoef te immigreer. En die gedagte is dat dit in al hierdie resolusies dan ook vervat sal word, met ander woorde dat daar ook politieke steun daarvoor sal wees. En dit beteken dat groot sakeondernemings in state soos Texas, die Carolinas, Michigan en ander uiteindelik dis positief ingestel sal wees oor die idee om Suid-Afrikaners en dan Afrikaners aan te stel in hulle maatskappye, maar dat jy vanuit Suid-Afrika dan sal kan werk. Ek is baie opgewonde oor wat ons oor die volgende paar maande daarmee kan vermaak. Ja, Jaco, het natuurlik ook aangekondig dat ons eerste ooreenkoms met die Amerikaanse maatskappy gesluit het, spesifiek op die IT-gebied, en ons verwag vele soortgelyke ooreenkomste en ons verwag om duisende mense se vaardighede
uit te voer terwyl hulle hier in Suid-Afrika bly. Jakob, van ons kant af, almal aan hierdie kant, ongelooflik baie dankie. Dankie vir jou harde werk, dankie vir Werner Human se harde werk. Ek dink die Solidariteit-beweging, AfriForum by die oorhandiging van die dossier het reuse werk gedoen die afgelope tyd en ons sê vir julle baie dankie. Dit is 'n stuk onbaatsigtige werk. Julle het duisende kilometer gereis en dankie dat julle ons ook so gereeld op hoogte gehou het. Baie dankie Dirk, maar vir jou ook self baie dankie vir die strategiese leiding. Ek dink solidariteit as instelling moet en ons sal in die toekoms voortgaan om op 'n geloofwaardige manier hierdie Amerikaanse skakeling te doen. Jy weet, ons is nie 'n organisasie wat vir die eerste keer in Amerika aangekom het nie. Ons het nie vir die eerste keer hier in die strate van Washington beland nie. Solidariteit doen dit sedert 2004, 21 jaar lank. Solidariteit is gevestig hier. Solidariteit, eintlik die hele Solidariteit beweging, Solidariteit en AfriForum is bekend in die Withuis, bekend in die gange van Capitol Hill. En ons moet daarmee voortgaan om regtig in te tree vir ons mense. Hier is 'n wonderlike geleentheid tans en ja, ek is baie opgewonde Dirk oor wat ons gaan doen, al die planne wat jy self bedink daaromtrent. Ek dink ek kan vir ons mense sê wat kyk. Hier is 'n wonderlike geleentheid en ons moet eenvoudig voortgaan om te doen wat ons doen. Dankie Jaco, veilig vlieg. Ek dink baie mense wat hier gaan kyk terwyl jy op die vliegtuig op pad is terug. So baie dankie vir alles. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.